hartlike goeie dag van my kant af. Anita Overkammer. En ek sê dit juis met die doel dat jy moet kennis neem dat ons 'n identiteit het. En in hierdie hele nuwe reeks oor identiteit in Christus wil ek graag met jou praat oor identiteit. Nou, as jy vir mense vra, as ek nou vir jou byvoorbeeld sou vra, wat is jou identiteit? Waaraan dink jy heel eerste? Dink jy aan 'n Suid-Afrikaanse groen boekie of 'n kaart wat in jou beursie is met jou foto op? Wat dink jy? Wat dink jy wat is identiteit? Nou, in die Suid-Afrikaanse Republiek, as mense vir jou vra, gee vir my jou bewys van jou identiteit, dan gaan jy daai groen boekie uithaal of 'n kaart waarop jou foto is met 'n ID-nommer, identiteitsnommer. Jou geboortedatum begin altyd daarmee en dan eindig hy met 'n klomp ander nommers. En dit is hoe jy in die Suid-Afrikaanse Republiek bekend staan. Daar is niemand met dieselfde ID-nommer, identiteitsnommer as jy nie. Nou, dit word benodig by elke liewe dokument, elke ding, as jy 'n rekening gaan oopmaak, as jy sertifisering nodig het, as jy trou, as jy 'n motor koop, elke liewe dokument wat jy moet invul, belangrike dokument het vra vir jou identiteitsnommer. So, jou identiteit is baie belangrik. Maar ek wil nie vandag met jou gesels oor die letterlike identiteit wat ons het en hoe ons lyk op hierdie foto, wat gewoonlik lyk 'n mens mos maar redelik oes op 'n identity foto. My goodness. Ek het nog nooit iemand gekry wat tevrede is met hulle identiteitsfoto nie. Want dit is altyd hierdie swart en wit foto en jy is geleer, jy mag nie eintlik glimlag nie en jou hare moet uit jou kuif uitwees en agter jou ore ingedruk, sê party. So mens lyk regtig nou nie op jou beste op identiteitsfoto nie. Maar dis nou nie waaroor ons vandag, waaroor ek 'n bietjie met jou wil gesels nie. Ek wil in hierdie nuwe reeks, en ek kan nie nou al sê hoeveel afleweringe hy gaan hê nie, maar hierdie een is die eerste ene in die reeks oor identiteit in Christus. En dis vir my belangrik dat ons bietjie met mekaar gesels oor wie is jy regtig? Nou wil ek jou vra, wie is jy? Wie is jy regtig? Wat, as jy nou moet neerskryf, skryf iets oor jouself. Karaktertrekke, persoonlikheid, wat jy van jouself dink, wie is jy? Wat sê mense is jy? Nou hier wil ek 'n bietjie stil staan. Want wat mense van jou sê, maak partykeer so 'n verskriklike groot gedeelte uit. Hoe ons groot word met 'n bewussyn van onsself, wat mense oor jou gesê het. Ek praat nou eendag met iemand in die, sal ek nou maar sê, gay gemeenskap. En die persoon sê vir my, weet jy, ek was 'n emosionele, baie sensitiewe seentjie. Ek het gehuil as daar 'n perd op die TV doodgaan, ek het gehuil as iemand anders huil. En ons het in 'n boeregemeenskap groot geword. En daar's altyd vir my gesê, jy is 'n regte ou moffietjie, want jy huil oor alles. So wat ek met jou wil praat oor is die realiteite van wat mense oor jou gesê het en die, ek wil amper sê die naamborde wat hulle om jou nek gehang het.
Hierdie is nou 'n klassieke voorbeeld van iemand wat van kleinstyd af ingeprent is, jy is dit. Jy is dit. Nou hierdie persoon, ons het in die vorige reeks het ons baie gepraat oor die rol van 'n pa. En een van die goeders, een van die rolle van 'n pa, wat so belangrik is in 'n kind se lewe, is 'n pa gee vir 'n kind identiteit. 'n Pappa vat jou en sê vir jou, jy is pappa se eyster. Kyk jou spiere. Of hy is veronderstel om dit te doen. 'n Pappa vat 'n dogtertjie en draai in die rond en sê, kyk hoe draai jou rokkie, pappa se prinsesie, jy's pragtig. Jy sterk my eyster. Wanneer 'n kind niks hoor by 'n pa nie, dan steek dit ook vas. Jy sien, ons dink partykeer, dis is die slegte woorde wat 'n pa vir 'n kind kon sê, wat kon vashak. Maar weet jy, dat 'n kind 'n gebrek aan identiteit kan hê, net omdat 'n pa doodstil is daaroor, net omdat hy dalk nie die kennis het nie, van wat hy vir sy kind moet wees nie, en vir sy kind moet sê nie. Nou is hierdie kind aangewese op mense se opinies, wat hulle van jou sien. Jy is so bietjie insecure en dan val jy vir 'n meisie of 'n boyfriend en ag man, daar's soveel voorbeelde. Iemand wat losbandig is. Iemand wat baie geld uitgee. Iemand wat baie skuld maak. Iemand wat, ek wil amper sê, verslaaf is. Daar's so baie oorsake van 'n gebrek aan identiteit. Baie simptome wil ek amper sê. Ons herken nie altyd die goed nie, maar as jy gaan kyk na meisies wat skrapse kleertjies dra, kan ek nou al vir jou sê, as jy gaan teruggaan in hulle verlede in, en gaan kyk hoe betrokke hulle pappa was, en wat hy oor hulle gesê het of nie gesê het nie, dan kan ek vir jou sê, hulle het nie die aandag by hulle pappa gekry, wat hulle moes gekry het nie. So nou soek hulle dit by die teenoorgestelde geslag. Dis mos een van die goed wat ons gesê het. Nou vir my is dit belangrik, dat ons kan by mekaar stil staan, want onthou hierdie podcasts en hierdie episodes gaan als daaroor, dat ons saam met mekaar die pad stap, en vir mekaar 'n spieeltjie ophou en sê, wat sien jy? Ek hou 'n spieeltjie voor jou, sodat jy in die spieeltjie kan kyk en sê, wat is daar oor my gesê? Wat sê ek? Stem ek saam met die slegte goed, wat oor my gesê is? Jy sal nooit kan wiskunde doen nie. En raai wat? Jy kry moeilik wiskunde gedoen. Jy gaan nooit ver kom in die lewe nie. En raai wat? Jy sukkel vandag nog. Jy is nou maar net soos jou pa, so gelaat staan, so gemaak en so gelaat staan. Ou suursarel se klein suursarel. Stem jy met dit saam? Dan is jy 'n medewerker. En wat ons vir mekaar moet sê is dat daar 'n reuse verskil is tussen wat mense oor jou sê en wat jy mee saamstem dalk, wat jy oor jouself sê en wat God oor jou sê. Nou hierdie episode gaan ek nie vir jou uit die woord uithaal wat God oor jou sê nie. Ek wil jou net 'n spieeltjie ophou, sodat jy kan dink, wat is daar oor my gesê van kleinstyd af? Deur my ouers, broers en susters, neefies en niggies, oupas en oumas, ooms en tannies, en onderwysers, maats, wat vandag nog by jou bly, en wat 'n invloed het op jou identiteit. Jy kan hierdie episode stop en vir jou 'n
'n papiertjie gaan haal en 'n bietjie dink. Is jy gewortel en staan jy vas en weet jy regtig wie jy is? As die vyand mense gebruik om vir jou te kom goed sê. Mense kan met woorde moord pleeg. En dan baie onskuldig sê, ek slaan nie my mense nie, ek slaan nie my werkers nie, ek slaan nie my man nie, ek slaan nie my vrou nie, maar jou woorde is wapens en dolke wat mense verwoes, en jou woorde, mense se woorde, word partykeer om ons nekke gehang. Ek het nou eendag so 'n mooi ding gesien wat sê, as die woorde wat jy oor mense uitgespreek het, soos tattoos op jou vel moet verskyn, sal jy trots wees daarop. Nou wil ek jou vra, as die woorde wat mense oor jou gesê het, ons weet dit hang soos onsigbare plaatjies om ons nek. Wat as die woorde wat mense gesê het op jou vel verskyn, maar wat as die woorde wat mense oor jou gesê het vandag uitspeel in jou lewe? Hoeveel het jy daarmee te doen? En wat kan jy daaromtrent doen? Nou wil ek jou vra, praat jy saam? Hoe praat jy? Hoe dink jy oor jouself? Wat is jou selfgesprekke? As jy 'n fout maak in die verkeer, dan sê jy vir jouself, jou idioot. Of, baie mense sê vir my, weet jy, ek kan nie eers in die oggend my tande borsel en vir daai gesig in die spieël kyk nie. Daar's regtig soveel seer en soveel, ek wil sê, saad van die vyand se vernietiging. Want onthou, as hy jou identiteit kan afbreek en jy sy leuns en misleiding kan glo, gaan jy absoluut uitleef wat jy oor jouself glo. As jy dink jy's 'n mislukking, gaan jy 10-1 opeindig om soos een te voel, om soos een partykeer op te tree. Dis belangrik dat ek en jy stil staan en 'n onderskeid maak tussen baie keer dink ons is wat ons doen. Ons dink ons kan prestasies en grade en geld en die goed wat jy bymekaar maak. Hoeveel vals identiteite het ons nie? En dis belangrik dat ek en jy gaan sit en dink en sê, wat het ons identiteit geword? Ek sal vir jou in die volgende episodes bietjie vertel oor vals identiteite. Kinders wat van kleinstyd af volwasse moes wees en broers en suster groot maak en die rol van 'n ouer moet wees. Dit word jou identiteit, dat jy altyd die verantwoordelike een moet wees. So in die volgende paar episodes, miskien sal dit nou nie 13 wees soos die vorige reeks nie, dalk so 3 of 4. Ek wil nou net die episode afsluit en vir jou vra. Gaan dink mooi, wat is oor jou gesê? Gaan dink mooi, wat dink jy van jouself? En wat is daar wat nog by jou vassteek? Wat maak dat jy dalk nie jou volle potensiaal besig is om te bereik nie? Dat jy dalk so 'n swak selfbeeld het, so 'n swak identiteit het en nie eers weet wie jy is nie. Daar kan soveel verwarring kom en dis presies wat die vyand wil doen. So ek hoop jy raak rustig en gaan dink oor wat oor jou gesê is, wat jy self dink van jouself. Praat jy saam of praat jy daarteen? En dat 'n mens dit van daar af gaan vat. So mag jy regtig rustig raak en oor hierdie woord mediteer en mag die Heilige Gees jou bedien en vir jou afskil soos laagies op laagies en sê, my kind, kyk na hierdie. Jy glo wat hierdie een gesê het. Jy is nog seer oor wat hierdie een gesê het. So mag dit regtig vir jou tot stigting wees en dan praat ons volgende week weer verder. Totsiens van my kant af.